Hoofstuk 3. Die groot opdrag. Na die dood van Christus is die disippels byna deur moedeloosheid oorweldig. Hulle meester was verwerp, veroordeel en gekruisig. Die priesters en owerstes het hoonend uitgeroep, ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. As hy die koning van Israel is, laat hom nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Matteus 27 vers 42. Die son van hulle hoop het vir die disippels ondergegaan en hulle harte het dit nag geword. Dikwels het hulle die woorde herhaal, ons het gehoop dat dit hy sou wees wat Israel verlos. Lukas 24 vers 21. Eensaam en beswaard van hart het hulle aan sy laaste woorde gedink. As hulle dit doen aan die groen hout, wat sal met die droë hout gebeur? Lukas 23 vers 31. Dikwels het Jesus getrag om die toekoms aan sy disippels bloot te stel, maar hulle het verkies om nie te dink aan wat hy gesê het nie. Om hierdie rede was sy dood vir hulle onverwag, en toe hulle later aan die verlede terugdink en die gevolg van hulle ongeloof aanskou, was hulle diep bedroef. Toe Christus gekruisig is, het hulle nie geglo dat hy sou opstaan nie. Hy het duidelik te kenne gegee dat hy op die 3de dag sou opstaan, maar hulle kon nie begryp wat hy bedoel het nie. Hierdie gebrek aan begrip het beteken dat hulle ten tye van sy dood heeltemal hopeloos was. Hulle was bitter teleurgesteld. Hulle geloof kon nie verder deurdring as die skaduwee wat die Satan oor hulle gesigseinder gewerp het nie. Alles het vir hulle vaag en geheimsinnig voorgekom. Hoeveel smart sou hulle gespaar gewees het as hulle die Heiland se woorde geglo het? Deur moedeloosheid, droefheid en wanhoop verpletter, het die disippels in die bovertrek saamgekom en die deure gesluit uit vrees dat hulle lot dieselfde as die van hulle beminde leraar sou wees. Dit was hier dat die Heiland na sy opstanding aan hulle verskyn het. 40 dae het Christus op die aarde vertoef en die disippels voorberei vir die werk wat hulle moes doen. Ook het hy aan hulle dinge verduidelik wat hulle voorheen nie kon begryp nie. Hy het van die profesieë aangaande sy koms gepraat, van sy verwerping deur die Jode en van sy dood. Hy het hulle daarop gewys dat elke besonderheid van hierdie profesieë vervul was. Hy het aan hulle gesê dat hulle die vervulling van die profesieë as 'n versekering van die krag moes beskou wat hulle in hulle toekomstige werk sou vergesel. Ons lees. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe, en so moet die Christus ly, en op die 3de dag uit die dode opstaan, en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af. En toe voeg hy daarby, en julle is getuies van hierdie dinge. Lukas 24 vers 45 tot 48. Gedurende die dae wat Christus met sy disippels deurgebring het hulle 'n nuwe ervaring beleef. Toe hulle geliefde meester in die skrifte hoor uitlê in die lig van alles wat gebeur het, is hulle geloof in hom ten volle bevestig. Toe kon hulle sê, ek weet in wie ek geglo het. 2 Timoteus 1 vers 12. Hulle het bewus geword van die aard en omvang van hulle werk en besef dat hulle die waarheid wat aan hulle toevertrou is aan die wêreld moes verkondig. Die gebeurtene van Christus se lewe, sy dood en opstanding, die profesieë wat daarna verwys het, die verborgenhede van die verlossingsplan, die mag van Jesus om sondes te vergewe, van al hierdie dinge was hulle getuies, en hulle moes dit aan die wêreld bekend maak. Hulle moes die evangelie van vrede en verlossing deur bekering en die krag van die Heiland verkondig. Voordat hy na die hemel opgevaar het Christus aan sy disippels hulle opdrag gegee. Hy het aan hulle gesê dat hulle die eksekuteurs moes wees van sy testament, waarin hy aan die wêreld al die skatte van die ewige lewe bemaak het. Hy het aan hulle gesê, julle was getuies van my lewe van opoffering ten behoewe van die wêreld. Julle het my arbeid vir Israel gesien. En alhoewel my volk geweier het om
na my toe kom, sodat hulle lewe kan hê, alhoewel die priesters met my gemaak het soos hulle wou. Alhoewel hulle my verwerp het, sal hulle nog 'n geleentheid kry om die seun van God aan te neem. Julle het gesien dat ek almal wat met my belydenis van sonde na vore toe kom, gewillig ontvang. Hom wat na my toe kom, sal ek geensins uitwerp nie. Aan julle, my disippels, vertrou ek hierdie genadeboodskap toe. Dit moet aan beide Jood en heiden gegee word, eers aan Israel en dan aan alle nasies en tale en volke. Almal wat glo moet in een kerk versamel word. Die evangelie opdrag is die groot sending handves van Christus se koninkryk. Die disippels moes met toewyding werk om siele te win, deur aan almal die uitnodiging van genade te bring. Hulle moes nie wag dat mense na hulle toe kom nie. Hulle moes met hulle boodskap na die mense toe gaan. Die disippels moes hulle werk in die naam van Christus verrig. Elke woord, elke daad moes die aandag daarop vestig dat sy naam daardie lewegewende krag het waardeur sondaars gered kan word. Die swaartepunt van hulle geloof moes in hom rus wat die bron van genade en krag is. In sy naam moes hulle gebede na die Vader opstuur en hulle sou verhoor word. Hulle moes in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees doop. Christus se naam moes hulle wagwoord, hulle onderskeidingsteken, hulle eenheidsband, die gesag vir hulle optrede en die bron van hulle welslaaf wees. In sy koninkryk mag niks erken word wat nie sy naam en sy opskrif dra nie. Toe Christus aan die disippels gesê het, gaan in my naam uit om almal wat glo in die kerk byeen te bring, het hy hulle duidelik laat verstaan dat dit noodsaaklik is om eenvoud te handhaaf. Hoe minder uiterlike vertoon, hoe groter sou hulle invloed ten goeie wees. Die disippels moes met dieselfde eenvoud as Christus spreek. Hulle moes die lesse wat hy hulle geleer het, op hulle hoorders afdruk. Christus het sy disippels nie vertel dat hulle werk maklik sou wees nie. Hy het hulle op die bose magte gewys wat teen hulle saamspan. Hulle sou moes stry teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu en teen die bose geeste in die lig. Efesiërs 6 vers 12. Maar hulle sou nie in die stryd alleen gelaat word nie. Hy het hulle die versekering gegee dat hy met hulle sou wees en dat as hulle in geloof sou uitgaan, hulle onder die skild van die Almagtige sou beweeg. Hy het hulle beveel om dapper en sterk te wees, want een wat magtiger is as die engele sou onder hulle geleedere wees, die aanvoerder van die hemelse leerskare. Hy het alles voorsien wat hulle nodig gehad het vir die voortsetting van hulle werk en het self die verantwoordelikheid vir die welslaag daarvan op hom geneem. Solank hulle sy woord gehoorsaam en met hom saamgewerk het, kon hulle nie faal nie. Hy het hulle beveel, gaan na al die nasies, gaan na die verste uithoek van die bewoonbare wêreld en wees versekerd dat my teenwoordigheid daar met julle sal wees. Werk in geloof en vertroue, want ek sal julle nooit verlaat nie. Ek sal altyd met julle wees en julle help om julle plig te volbring. Ek sal julle lei, vertroos, heilig en ondersteun en julle met welslaag die woorde laat spreek wat die aandag van ander op die hemel sal rig. Christus se offer ten behoewe van die mensdom was volkome en volledig. Aan die voorwaardes van die versoening was voldoen. Die werk waarvoor hy na die aarde gekom het, was verrig. Hy het die koninkryk herower. Hy het dit van die Satan ontwortel en het sodoende die erfgenaam van alle dinge geword. Hy was op die weg na die troon van God om deur die hemelse skare vereer te word. Met onbegrensde gesag beklee het hy aan sy disippels die opdrag gegee: gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het.
En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Matteus 28 vers 19 en 20. Kort voordat Christus sy disippels verlaat het, het hy weer eens die aard van sy koninkryk duidelik gestel. Hy het hulle aan dinge herinner wat hy hulle voorheen reeds daaraangaande vertel het. Hy het verklaar dat dit nie net sy bedoeling was om op hierdie aarde 'n tydelike koninkryk te stig nie. Hy is nie aangestel om as aardse koning op Dawid se troon te regeer nie. Toe die disippels vra, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Het hy geantwoord, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Handelinge 1 vers 6 en 7. Dit was nie vir hulle nodig om verder in die toekoms in te sien as die openbaringe wat hy reeds vir hulle moontlik gemaak het nie. Hulle werk was om die evangelie boodskap te verkondig. Christus se sigbare teenwoordigheid sou spoedig van sy disippels onttrek word, maar hulle sou opnuut met krag bedeel word. Die Heilige Gees sou in sy volheid aan hulle geskenk word om hulle in hulle werk te seël. Kyk, het die Heiland gesê, ek stuur die belofte van die Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Lukas 24 vers 49. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Handelinge 1 vers 5 en 8. Die Heiland het geweet dat geen argument, hoe logies ook al, harde harte sou smelt of deur die kors van wêreldsgesindheid en selfsug sou breek nie. Hy het geweet dat hy sy disippels die hemelse gawe moes ontvang, dat die evangelie alleenlik doeltreffend kon wees, indien dit verkondig is deur harte wat verwarm is, en lippe wat welsprekend gemaak is deur 'n lewende kennis van hom, wat die weg, die waarheid en die lewe is. Die werk wat aan die disippels toevertrou is, sou groot doeltreffendheid eis, want die gety van sonde het diep en sterk teen hulle geloop. 'n Waaksame en vasberade leier was in bevel van die magte van die duisternis, en die volgelinge van Christus kon alleen deur die hulp wat God hulle deur sy Gees sou skenk, vir die reg stry. Christus het aan sy disippels gesê dat hulle werk in Jerusalem moes begin. Daardie stad was die toneel van sy verbasingwekkende offer vir die mensdom. Daar het hy in menslike gedaante met mense gewandel en gespreek, en min van hulle het besef hoe naby aan die aarde die hemel neergebuig het. Daar is hy veroordeel en gekruisig. Daar was baie mense in Jerusalem wat heimlik geglo het dat Jesus van Nasaret die Messias was, en daar was ook baie wat deur die priesters en owerstes bedrieg was. Aan hulle moes die evangelie verkondig word. Hulle moes tot inkeer geroep word. Die geweldige waarheid wat vergifnis van sondes alleenlik deur Christus verkry kon word, moes verduidelik word. En dit was terwyl Jerusalem deur al die aangrypende gebeurtenisse van die voorafgaande paar weke in beroering was, dat die prediking van die disippels die diepste indruk sou maak. Tydens sy bediening het Christus sy disippels gedurig die feit voor oë gehou dat hulle met hom een moes wees in sy werk om die wêreld uit die slawerny van sonde te red. Toe hy die 12 en daarna die 70 uitgestuur het om die koninkryk van God te verkondig, het hy hulle geleer dat dit hulle plig is om aan ander mee te deel wat hy aan hulle bekend gemaak het. In al sy werk het hy hulle opgelei vir persoonlike werk wat uitgebrei moes word na mate hulle getalle toegeneem het en uiteindelik die uiterste dele van die aarde moes bereik. Die laaste les wat hy hulle geleer het, was dat die blye verlossingsboodskap vir die wêreld aan hulle toevertrou was. Toe die tyd aangebreek het vir Christus om na sy Vader op te vaar,
het hy sy disippels tot by Betanië uitgelei. Daar het hy stil gestaan en hulle het hom omring. Met sy hande seënend uitgestrek, asof hy hulle van sy beskermende sorg wou verseker, het hy stadig tussen hulle uit opgevaar. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. Lukas 24 vers 51. Terwyl die disippels na bo gestaar het om die laaste glimp van hulle opvarende Here te ontvang, is hy met groot vreugde deur die hemelse engele ontvang. Terwyl daar die engele hom na die hemelse howe vergesel het, het hulle triomfantlik gesing: O koninkryke van die aarde, sing tot eer van God, psalm sing tot eer van die Here. Van hom wat ry in die hoogste hemele, gee sterkte aan God. Sy hoogheid is oor Israel en sy sterkte in die wolke. Psalm 68 vers 33 tot 35. Die disippels het nog stip na die hemel opgekyk. Toe staan daar 2 manne in wit klere by hulle wat sê: Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Handelinge 1 vers 10 en 11. Die belofte van Christus se wederkoms moes altyd lewendig in die gedagtes van sy disippels bly. Dieselfde Jesus wat hulle na die hemel sien opvaar het, sou weer kom om diegene wat hulle hier op aarde aan sy diens wy, na hom toe te neem. Dieselfde stem wat aan hulle gesê het: Kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld, sou hulle in die hemelse koninkryk in sy teenwoordigheid verwelkom. Soos die hoëpriester sy hoëpriesterlike kleed in die skadu-diens uitgetrek en in die wit linne kleed van 'n gewone priester sy diens verrig het, so het Christus sy koninklike kleed neergelê, hom met menslikheid beklee en 'n offer gebring. Hy was self sowel priester as slagoffer. Soos die hoëpriester na die diens in die allerheiligste plek met sy hoëpriesterlike klere geklee voor die wagtende gemeente verskyn het, so sal Christus die tweede keer kom met die allerwitste kleed geklee, soos geen blyker op aarde dit kan maak nie. Markus 9 vers 3. Hy sal in sy eie heerlikheid en in die heerlikheid van sy Vader kom, en die ganse engele skare sal hom vergesel. Dit sal die vervulling wees van Christus se belofte aan sy disippels: As ek gegaan het, kom ek weer en sal julle na my toe neem. Johannes 14 vers 3. Hy sal diegene wat hom liefgehad het en vir hom gewag het, met heerlikheid en eer en onsterflikheid bekroon. Die regverdige dode sal uit hulle grafte opstaan, en die wat leef sal saam met hulle opgeneem word die Here tegemoet in die lig. Hulle sal hoor hoe die stem van Jesus, wat mooier is as enige musiek wat 'n mens se oor nog ooit gehoor het, aan hulle sê: Julle stryd is volëindig. Kom julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Matteus 25 vers 34. Tereg kon die disippels hulle in die hoop van die wederkoms van die Here verbly.